Ai, en dankie my Baie kind. dankie. Baie dankie, maar as 'n kind jou stouter, nou kan jy maar uitgaan, hoor. Baie dankie. Ouens, dis nie die boerboele se beurt vandag nie. Ons is ernstig. Vandag kuier ons saam met Shamaine. Ons praat spesifiek oor borskanker. Shamaine het 40 jaar ondervinding in onkologie. Shamaine, baie welkom by Boerboel. En baie dankie vir die voorreg dat jy by ons kuier vandag. Baie dankie Chanel om die voorreg te ervaar om met jou te gesels en natuurlik saam met die Boerboel mense hier te wees. Cheers. Shamaine, kan jy vir ons sê wat se rol speel 'n mens se denkwyse op jou pad na herstel? Met die regte denkwyse kan 'n mens enige iets aanpak. En dikwels is dit die ding wat die verskil maak tussen hoe pasiënte deur hulle pad gaan. As jou denkwyse is, yes, ek is hierso, ek gaan die beste daarvan maak. Ek het dit in my. Ek kan kanker oorwin. Ek kan hierdie pad loop met almal en alles wat vir my werk. Teenoor ek kan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg nie. So denkwyse is nommer 1 wat 'n ou in die pakkie van jou reis moet pad. Ek dink absoluut, ek stem 100% saam met jou. Kan jy vir ons sê, wat is die belangrikste gewoontes wat jy nou al by hierdie oorwinnaars deur jou loopbaan gesien het? Die belangrikste gewoonte begin as jy uitstap by die dokter se kamers. Gaan kry jou denkwyse. Daai mind shift. Daai mind shift, ground it, kry jou mind shift reg. Want hoe jy begin op hierdie pad, is hoe jy by die eerste stasie verbykom, die tweede, die derde, die vierde, en elke keer as jy jou denkwyse bietjie beter kry, dan word jy sterker. So gaan huis toe, kry jou denkwyse reg. En dikwels is dit die pasiënte wat reg afskop, want hulle is die mense wat kom vir hulle behandeling. Hulle is die mense wat hulle deel bydra met al hulle positiwiteit, met alles wat in hulle is. Dis die mense wat die medepasiënte en die hele sisteem waardeur hulle gaan omhels en saam die pad loop. En later word dit 'n nuwe lewenstyl. Want éventueel is om 'n pad met kanker te loop en dan 'n oorlewingskankerpasiënt te wees, is 'n totale veranderde lewenstyl. Mense lewe is nooit weer dieselfde na so 'n diagnose nie. Maar dis dikwels inteendeel. Ek moet nog die pasiënt ontmoet wat vir my na 40 jaar sal sê, dokter, dit was alles verniet. Dit verander die meeste pasiënte na iets wat hulle altyd wou wees of ontdek wat hulle altyd eintlik in hulle gehad het. Ja, dis so die spreekwoordelike wat hulle sê, die skille val van jou oë af. Jy kyk na alles anders. Absoluut. Jou hele lewe verander. Dis so waar. En is 'n lewensreis. Hoe maak jy, as ek vir jou kan namens hulle vra, hoe maak jy sin van die lewe na daai diagnose? Hoe maak alles weer, hoe kry jy weer 'n son in jou lewe? Om sin in die lewe te hê, is nie iets wat ons kry nie. Ons kry dit nie van buitekant nie, ons kry dit nie van omstandighede nie. Ons skep ons sin, ons betekenis wat die lewe vir ons het. Dikwels is pasiënte voor ons sit en sê, ek gee nou op. Dan is dit soms net om te vra, wat is die doel met jou lewe? Wat wil jy graag bereik? Wat se sin sien jy vorentoe? En dikwels,
pasiënt sal sê, ek wil my klein seun sien matriek skryf. Maak 'n nota. Ek wil my dogter sien trou en sy gaan waarskynlik eers oor 3 jaar trou. Maak 'n nota. Want dis die goed wat 'n ou deur hierdie tyd dra. En dis hoe 'n ou sin skep. En dit maak sin om deur te gaan wat 'n ou gaan. Ek is seker daarvan. Jy was daar. Vertel ons van Ek jou. stem 100% saam. Jy weet, daar was by my was nie eers 'n oomblik nie. Toe ek 'n kennis gekry het. Al wat ek gesien het is my dogter wat in die kansel afstap. En my plek by die bank is leeg. En ek het gesê ek gaan nie dit toelaat nie. Kanker gaan dit nie van my ontneem nie. En ek het 3 dogters. So ek moet nog beklei. Ons kan nie nou al tou opgooi nie. En dit Dis my motivering. Great. En dit is iets kleins wat 'n groot verskil maak. En soms is dit net nodig om in 'n veilige plek iemand moet net vra, hoekom wil jy hier deurgaan? Ek het vir my 'n bucket list opgestel van dinge wat ek wil graag doen voordat my streep getrek word. En ek was in die bevoorregte posisie om my bucket list te voltooi. So al wat ek nou kan doen is veg en praat vir die mense wat nie 'n stem het nie, wat nie kan praat nie. So dit was my motivering, my bucket list en my dogters. Jy moet 'n doelwit hê, jy moet 'n doel hê om te lewe. Charmaine, ek praat nou nie baie Engelsie, maar vandag gaan ek vir hom gooi. How do you survive to thrive? Ons is so geskape om net eers verby die akute oorlewing te kom. Maar as jy tydens daai behandeling al besluit, ek gaan dit oorleef, maar ek gaan as gevolg van my paadjie dit so thrive. So 'n mens moet daai ding vir jouself besef. I want to survive to thrive. En dan, as 'n mens klaar is, deel van die opvolge gaan nou altyd wees, maar dan die beskouing het, nou is ek sterker, groter, beter, na dit, as voor dit, en nou kan ek die lewe weer beter, groter aanpak, want ek was deur die meule en die male, ek het 'n groot vooruitsig om dan nou bold en thriving te gaan. So dis weer eens, en ons sien soms, na alles behandeling klaar is, dan is die pasiënte skielik bietjie benoud. Want nou kry hulle nie meer die drips nie, hulle kry nie meer die inspuitings nie, nou is hulle bang vir die terugkom. Maar dis dan wanneer 'n ou 'n nuwe doel en 'n nuwe sin skep. Nou het jy gesurvive, maar nou is die nuwe doel thrive. Ja, dat jy nou weer 'n purpose. Yes. Jy met 'n nuwe purpose. Yes. Vertel vir ons, wat het jou laat vasbyt in die moeiliker dae? Ek het vir jou 2 woorde. My kinders. Om net lank genoeg te kan lewe dat ek my kinders sien trou en miskien 'n klein kind te kan vashou. En was hulle bewus dat hulle vir jou daai anker en daai doelwit was? Nee, Shamai. My kinders het nie geweet ek het kanker tot ek in remissie gegaan het nie. Ek het my pyn vir myself gehou, want ek het geglo dat my kanker is 'n fase. Ek moet dit net oorwin. En ek wou hulle nie seer maak en dat hulle bekommerd moet wees oor my. Dis hoekom ek het nooit my kinders vertel nie. Eers toe ek in rehabilitasie was, wat ek nou gesond gediagnoseer is. Toe het ek vir hulle gesê, maar mamma was daar. Want hulle het my altyd gespot oor hierdie kort hare, maar ek het maar gesê dis oor my. Oor die pet wat ek moes gedra het aan die polisie. Maar dit was maar die
na gevolge van die chemo. So ek het hulle maar beskerm, maar hulle was my motivering om hierdie ding 'n beklei en my hou terug te kry vir kanker. Dit is so braaf. En ek is seker daarvan vandag weet hulle wat 'n spesiale warrior hulle ma was van die begin af. Hoe het jy jouself leer ken? Wat het Chanel na vore gebring? Wat het jy van jou geleer wat jy nie gedink het wie jy was of wie jy is nie? Ek sal sê, ek het geleer dat tou opgooi en gaan lê nie deel van my DNA is nie. Yes. En dat ek baie sterker is as wat ek gedink het ek is. En die belangrikste is dat die God het 'n doel met alles wat hy op jou pad bring. En so het hy ook 'n doel gehad met my lewenspad tot hier toe. Ek het gevra, Here, hoekom ek? Maar ek het agtergekom, die Here het vir my gesê, Chanel, hoekom nie jy nie? Want jy het hierdie persoonlikheid, ek kan met mense praat. So ek glo ek moes hierdie pad deurgegaan het, dat hy my as 'n spreekbuis kan gebruik om bewusmaking by die mense uit te bring. En ek glo wat ek geleer het is hierdie hele proses. 'n Mens los nie los touwtjies, draadjies en goeters nie. Al jy vat 'n saak, jy haal hom af, want jy weet nie wat môre vir jou op die pad lê nie. So moet niks oorlos vir môre nie. Doen dit vandag. Want môre sorg vir homself. Dis so 'n mooi manier om jou sin wat jy geskep het te beskryf vir die luisteraars daar buite. En ek kan sien wat 'n fenominale vrou jy as gevolg van jou pad nou en vandag is. Dit is so amazing dat jy dit met ons deel. Baie dankie, Charmaine. Ons het grondpad gery, maar ons is hier. Dis reg. En ons transplooie moet trots. Yes, dis reg. Ons mense sê so maklik, as jy by 'n stopstraat sit, gee my tog net krag vir hierdie dag. As jy by die werk kom, gee my net krag vir wat voor lê. Vir iemand wat 'n pad stap wat jy gestap het, met jou ervaring, wat beteken die woorde, gee my krag? Vir 'n kankerpasiënt beteken dit net om sy oë in die oggend te kan oopmaak. Dit is vir hom krag. Nie om 'n berg te versit nie. Net om eenvoudige dinge te doen soos om oë oop te maak en jou voet uit die bed uit op. Net om op te staan is krag vir 'n kankerpasiënt. My moed het maar net van my Here afgekom. Ek kan nie dink dat 'n mens so pad stap met kanker en jy kom nie nader aan jou Skepper nie. Daar's nie 'n manier hoe dit nie kan gebeur nie. Want kanker is nie 'n doodsvonnis nie. Vir my was dit 'n challenge. En ek dank net die Here dat ek dit so kon aanvaar het en dit so deurgevoer het. Hierdie is nou my tweede keer wat ek in remissie is, so ek glo hy gaan terugkom. Maar kyk, ek gaan dan vir hom nog 'n go gee. So ek gaan nie opgee nie. By my is dit so dat ek amper die mense jammer kry wat nie die mooi sien. Die doudruppel op 'n blaar nie. Want en ek dink dit het vir my natuurlik baie beteken met die moslenkykery nou met die vergrootglas. Nou hy het met sy eie ekosisteempie ook. Nou dink ek as God soveel moeite gedoen het aan daai mos, wat daar's boontjies, daar's gras, daar's diertjies in mos. Hoeveel te meer het hy aandag gegee aan ons? En ons kan nie vir hom tou opgooi omdat ons nou 'n briefie gekry het, jy's nou positief. Nou sê maar nou gooi ek tou op jou nie. Jy het my nou gebring tot hier. Jy's soveel dieper na so 'n proses as jy eers met kanker op pad gestap. Ek
Ek kan so goed onthou, 1 jaar het ek oor see gegaan om stamselle vir 'n pasiënt van my te gaan haal. En ek het op Kaapstad se lughawe gesit met die stamselle in die houer vir die mense om my te kom haal om by 'n groot skuur te gaan afgee. En 'n pa se dogter het vir hom gevra, sy wil nog 'n sweetie hê. En die pa het haar verskree en gesê nee, sy kan nie nog een kry nie. En die oorweldigende behoefte om vir hom te sê, koop vir haar nog 'n sweetie. Daar's 'n pasiëntjie wat wag vir hierdie stamselle, wat waarskynlik dalk vir die volgende 2 maande nie 'n sweetie gaan hê nie. Ja, wat jy dan op ys. So ek verstaan as jou lewe 'n totale ander persepsie aangeneem het. Soms is dit so mooi en so diep, dat ek wonder of ons gesonde mense nie net so bietjie van 'n envy het. Ek dink hulle mis baie uit. Ja. Ek dink hulle mis baie uit op die ou einde van die dag. Positiwiteit oor die algemeen. Jy sal weet. En weet jy, Chanel, van Jou stryd is gewen as jy positief absoluut. En weet jy, nou kan ek met alle vulnerability en eerlikheid sê, dis hoekom mense wat met kanker werk, lang ure kan werk, met 'n glimlag werk, positief kan bly, as gevolg van die pasiënte se verhale en die pasiënte se humor en die pasiënte se touch in ons lewens. Dit maak alles 'n verskil. Dis hoekom ons jaar in jaar uit weer en weer dit sal doen. So dankie aan pasiënte soos jy. Ek wil vir julle dankie sê namens die publiek. Want ek glo julle is engele wat op aarde gesit het om vir ons te help in die hospitale. Ons wil julle kansa mense sê namens Boerboel baie dankie vir dit wat julle vir ons land se mense doen. Nou toe ouens, daar het julle dit. Ek hoop julle het geluister wat Dr. Shamaine sê. En Tannie Sarah sê nou vir jou, laat toets vir jou. Ga na Boerboel se webwerf toe en bestel vir jou 'n handvol vir al die vrouens in jou familie hierdie nuwe herontwerpte Boerboel T-hemp in samewerking met Kansa. Vir elke T-hemp wat jy koop, skenk ons R20 aan Kansa.